Goeiemôre en weer eens welkom by ons reeks Wees stil. Ek hoop regtig, dis die gebed van my hart dat ons 'n bietjie kan begin anders dink, van God se kant af na ons toe dink, en dat dit 'n enorme verskil kan maak oor hoe ons oor onsself dink en hoe ons God beleef, en dat dit vir ons makliker sal wees om net stil te word voor die Here en saam met hom te wees. Julle ken Psalm 131, die pelgrimslied van Dawid, selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge bo my vermoë. Ek het rus en kalmte gevind, en soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Mag hierdie Psalm elke dag deel wees van jou lewe, ook in hierdie reeks wat ons doen. Mag jy dit oordink, mag jy dit bedink, mag jy dit ervaar. Rus en kalmte, omdat jy wag op die Here en hom kans gee om vir jou te wys en te sê hoe hy oor jou voel. Maar kom ons begin met 'n gebed vanoggend. Here Jesus, dankie dat U oneindig lief is vir ons. Dankie Here dat U nie moet opgee nie, dat steeds elke dag 'n paar kere, honderde kere kom U na ons toe en fluister in ons harte en ons wese in dat U vir ons lief is. Here, maak 'n brandende begeerte in ons harte wakker om stil te word, te luister na U stem, en dit te hoor, en dan anders te leef, te wees. Kom Here Jesus en maak dit in ons harte wakker, 'n begeerte om by U te kan wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Wees stil reeks, niks van die goed wat ons oor praat, gaan deel van jou lewe word, as jy nie jou kalender verander nie. As jy nie tyd maak om stil te word by God, tyd maak om te luister na hom, tyd maak dat die tekste wat jy in jou kop het sak tot in jou hart in, jy tyd maak om by hom te leer hoe om mens te wees en te word nie, by hom te leer wie jy is nie, gaan niks van die goed vir jou sin maak of in jou lewe waar word nie. So, die reeks het begin by ons wees stil en luister. Die wêreld het 'n klomp goed wat skree vir jou wie jy is en wat jy is en hoe jy moet wees en hoe sleg jy is en hoe pateties jy is en dat jy eintlik nie saak maak nie en ek weet nie wat se lelike goed als nie, maar konstant fluister God in jou wese, in jou hart, en jy is my geliefde kind en ek verheug my oor jou. En ons moet stil word om daai stem te kan hoor, die wêreld se stemme uitdoof, keer en luister om God se stem te kan hoor. Die Sondag daarna het ons gepraat oor wees stil en kyk. En as jy dan nou wonder of God vir jou lief is en vir jou omgee, kyk op na die blomme, kyk op na die bome wat begin bot, die groen wat begin gebeur. Kyk op na die perfekte wêreld en balans wat God ingeskep het, sodat sy kinders kan floreer, kan geniet, kan leef, kan asemhaal. Dis hoe God sorg ook vir jou, sy kind. So word stil, kyk op, sien dit en weet dit, glo dit. Volgende tema was wees stil en weet, laasweek. Is aan die een kant maklik om te glo dat God my lief is, maar dat hy homself verheug oor my, is nogal 'n moeilike konsep om te snap, want ons ken onsself. Maar as ons kyk na die Genesis storie van Adam en Eva, dan wil God saam met sy kinders wees. Hy wil saam met hulle rondstap in die tuin en met hulle gesels oor hulle alledaagse goed. Dis vir hom lekker, hy verheug hom daarin. En hy is nie gefrustreerd as ons sukkel nie. Hy wil jou nie die hele tyd net fix en regmaak nie. Hy wil jou nie net gebruik as 'n item nie, hy wil jou geniet. Saam met jou wees, want jy is sy geliefde kind en hy verheug hom oor jou. Nou vanoggend se tema, wees stil en erken. Genesis 3 lees ons, vers 4. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan. Die dag as julle van daardie boom eet, dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi is om na te kyk en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome in die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom vra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het hier oorwandel in die tuin en ek het bang geword, ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Jy het tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie.
Die mens het geantwoord, die vrou, sy wat nie vir my gegee het, om my by te staan. Sy het vir my van die boom se vrug gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang, hy het my mislei en ek het geëet. Ek weet hoeveel keer in my huis waar ek groot geword het, en ek dink jy weet ook hoeveel keer in jou huis waar jy groot geword het, het jou ouers hierdie gesprek gehad. En hoeveel keer het jy dit gehad met jou eie kinders? Waar is jy? Kom, kruip julle weg vir my. Wat is fout tussen ons? Wat het jy gedoen? Het jy tog nie gedoen dit wat ek gesê het, jy moenie doen nie, dit waarteen ek jou gewaarsku het nie? Wat het julle aangevang? Stemme van bekommerde ouers, bekommerd oor hulle kinders se keuses, bekommerd oor kinders wat vir die eerste keer gekies het om nie die ouers se raad te volg nie, om self te gaan ondersoek en om selfsugtige ervaring in gevaar te gaan soek in ouers se wete. Hierdie besluit van my kind gaan alles verander, het reeds alles verander. Dis nou so, daar is nie omdraaikans nie. En die vrees by die ouer, en die wete, dat dit net nou nog erger gaan raak, baie erger, voor dit dalk, hopelik, kan beter raak. Dit is God se ouerstem met sy kinders. Het julle regtig, ag nee, dit kan tog nie wees nie. Wat het julle gedoen? En dan Adam se vinnige vingertjie, sy het vir my gegee om te eet. Vinnig, omdat hy nie self die verantwoordelikheid van sy eie keuse kan dra en wil dra nie. Pak hy die skuld net so op sy vrou, haar skuld. En dan sê hy, en Here, u het haar vir my gegee. So is eintlik u skuld ook, wat haar vir my gegee het, sodat ek nou verlei is. Ons ken al hierdie verskonings. My pelle het my dronk gemaak. Die duiwel het my verlei. Hierdie verskonings van Adam en Eva is so swak, dat God hulle nie eers daarop antwoord nie. Al wat hy doen is verduidelik, met 'n seer stikkende hart. Dis wat gaan gebeur, wat die gevolg is van julle eie keuse. Julle het gekies, en hierdie is nou wat gaan gebeur. Elke besluit het 'n gevolg, ook hierdie een. Die eerste gevolg is eintlik 'n maklike een. Die eerste gevolg van die keuse tussen Adam en Eva is die verhouding tussen Adam en Eva, tussen man en vrou wat vir ewig stikkend is. Sal Eva ooit kan vergeet hoe vinnig en hoe maklik Adam haar oor die bus ingegooi het? Gister was hulle nog verlief en hulle wou die lewe saam aanpak en was gelukkig en het gehuppel in die tuin en vandag is alles haar skuld. Sal Adam ooit verantwoordelikheid vat vir sy keuses en ophou om haar te verwyd omdat sy hom maak eet het? Maar hoor God se hart in hierdie storie. My kinders, wat het julle gedoen? Dis nie wat ek vir julle beplan het nie. Dis nie waarvan ek gehoop het en gedroom het vir julle twee se lewens nie. Hierdie sukkel, hierdie swaar kry, is nie deel van my plan gewees nie. Hierdie wat nou met julle gebeur, is nie my straf vir julle nie. Dis eenvoudig die gevolg van julle besluit. En die dood wat ek julle mee gewaarsku het, dit moet nou gebeur. Anders word hierdie sleg wat julle nou in julleself ingesit het, hierdie lelik, gaan groei en gaan groei. En as ons nie die dood inbring nie, gaan jy vir ewig so wees en groei. En ergens moet dit stop. So die dood moet gebeur. En dan hierdie pa se hart is so seer dat hy onmiddellik daar sê, iemand sal kom wat hierdie slang sy kop sal plattrap. Iemand sal kom wat hierdie sleg wat nou gebeur het, te kom oorwin. Onmiddellik. Ja, dis tog liefde. Dis nie kwaad oordeel, verwyd nie. Dis 'n liefdevolle vader wat sy hart stikkend is oor sy kinders, sy stupid besluite wat hulle seermaak en hy huil daaroor. En dan doen God hierdie opoffering. Hy laat Adam en Eva
loop uit die tuin uit. Dit wat hy so perfek, so mooi, so volmaak gemaak het en so balans dat sy kinders kan floreer en lekker leef. Sy kinders moet nou uit. Sy kinders kan nie meer daar bly nie. Hierdie hoop wat God gehad het om elke dag nog steeds vir ewig saam met hulle te kan wees. Kan gesels elke aand, kan kuier, kan kyk wat hulle doen, hulle kan dophou, dis verby. Hulle moet uit. En anders eet hulle van hierdie ander boom en bly ewig leef met hierdie keuse wat hulle gemaak het. God tree met ander woorde vrywillig terug en hy laat die mens toe om die gevolg van sy keuse te dra. En so stap Adam en Eva uit die tuin uit met 'n herinnering in hulle harte dat God vir ons lief was. Lief is. En 'n herinnering aan die aandag wat hulle van God gekry het. En ergens 'n hoop dat God nog steeds kyk, nog steeds sorg, nog steeds oppas, nog steeds lief het. Hierdie keuse van God om terug te keer, te tree en van ver af lief te hê, is 'n dodelike liefde. So duur, so dodelik, dat dit die kruis gevra het om te verander. Hoor hoe druk Jesaja dit uit in Jesaja 1. Luister hemele, gee aandag aarde, want die Here het gesê, ek het kinders grootgemaak en opgevoed, maar hulle het teen my in opstand gekom. 'n Bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy baas, maar Israel ken my nie. My volk het geen begrip van wat ek doen nie. Ellende wag vir julle sondige nasie, volk met skuld belaai, geslag van verkeerde handel, julle wat net afbreek, wat my die Here verlaat het, my die heilige van Israel verag en vir my die rug gedraai het. Hoor wat sê hy, daar's nie meer plek waar nog aan julle geslaan kan word nie, en tog hou julle aan om van my af weg te draai. Die hele kop is vol seerplekke en die hele gestel is verswak, van kop tot tone is daar nie een plek heel nie. Dis die ene kneusplekke, hale en rou wonde, en hulle is nie skoongemaak of verbind nie, of met salf behandel nie. Dis nie God wat hulle slaan nie. Kyk wat sê vers 18, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. As julle gehoorsaam wil wees, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier om in opstanding te bly, weier en in opstanding bly, sal die swaard julle eet, want dit is die Here wat dit gesê het. Dis nie woorde van 'n kwaai regter wat koud en afsydig staan en sy volk net wil straf en wil slaan en wil uitsorteer nie en skel nie. Nee, dis die woorde van 'n liefdevolle pa wat sê, kyk in die spieël en kyk hoe stikkend slaan jy jouself met jou keuses. Kom terug, dat ek dit kan regmaak, kan salf aansmeer. Ouer wat pleit by sy kind, om op te hou, om hom of haarself te abuse, te verniel. Hoor die vrees in die ouer se stem dat dit net erger en erger gaan word. En konstant roep God, kom, laat ek dit regmaak. Erken hierdie verkeerde keuse, vat verantwoordelikheid daarvoor, bring die seer en die pyn, ons kan dit regmaak. Maar jy moet erken dat dit jou keuses is, wat dit veroorsaak het. Hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. My juk is sag, my las is lig. Ons sit met hierdie skuldig gevoel in ons, hierdie bang vir God wat gaan slaan en wat gaan straf oor wat ek gedoen het, oor wat ek opgeoffer het in my lewe om in te wees by mense, of om wat ook al te doen. Die hoeveelheid kere wat ek geluister het na die wêreld se skreeuwstemme oor hoe sleg ek is en dat niks goed is nie, dis veral wanneer ons skuldig voel, wat ons luister na daai stemme, en dan hoor ons nie die stem van 'n liefdevolle Vader wat sê, kom terug. Hou op om jouself seer te maak. Ek gaan jou nie oordeel, of verwyd, of wegjaag nie. Kom net terug met jou seer. Wil dit gesond maak. Die pa lees ons wat Jesus vertel in die storie, sien, deur onder in die pad, kom sy seun aan. Ek dink hy het gesukkel om te erken oor die vodde wat hy aangehad het, en die baard wat dalk onversorg was, en die hare wat vuil was. Miskien het hy hom eers geryk voor hy hom gesien het, want die laaitjie kom uit die varkhok uit. En wat doen hierdie pa? Hy vlieg op, hy trek sy rokkie op, en hy hardloop in die pad af. En hy omhels sy kind,
wat dood was en nou leef. Geen verwyd, geen skel, geen raas, net welkom tuis. En hy is om deur 'n bad en hy het 'n fees gehou. Miskien is dit tyd dat jy erken, verantwoordelikheid vat, nie soos Adam maak nie, maar verantwoordelikheid vat vir die keuses wat jy al in jou lewe gemaak het, op te hou om ander te beskuldig. Die keuses wat jy gemaak het, dalk veroorsaak die swaar waarin jy is. Miskien is dit tyd om te erken. Ek myself seermaak en dat God my wil verlos daarvan. Dalk het iemand anders jou seer gemaak, maar dit is al lank terug. En jy is nog steeds kwaad, jy kry nog steeds seer, want daai een het dit en dit gedoen. Weet jy doen dit nou in jouself. Hy het dit lank al terug gedoen. En toe al het God vir jou gesê, kom dat ons dit genees, kom dat ons dit gesond maak, maar jy wou nie. Jy daan bly sit. En nou maak jy jouself net meer en meer en meer seer, en daai een wat dit gedoen het, weet nie eens af van nie. Jy drink gif en jy hoop, hy gaan dood. Jy moet gesond word, en dis waarvoor God jou roep, en sê, kom dat ek salf aansmeer, kom dat ons dit wat tussen ons is regmaak, ek sal jou genees. Miskien kos dit baie stil word en baie eerlik wees met onsself en erken. God is nie hierdie tiran wat wil slaan en straf nie. Hy is 'n liefdevolle Vader wat sy hart breek vir ons omdat ons onsself so verniel. Onsself so seermaak. En hy roep, kom, ek wil jou troos, ek wil jou genees, ek wil jou vashou. Jy moet net kies om wat te wil hê. Jy moet net ergens stil word, verantwoordelikheid vat, erken, vir God gee, vir God toelaat om jou liefde en die seer weg te vat. Want dis wie God is. Maak nie saak wat jy aangevang het of nie besig is nie. Die uitnodiging is dieselfde. Kom, dat ek salf smeer, gesond maak en troos. Mag dit jou lewe so wees. Amen.